Goeiemôre geliefdes. Het is my heerlik om u vanoggend ook so te verwelkom, ook by ons nagmaal geleentheid. Mag u vanoggend ook die Here se teenwoordigheid en sy nabyheid ervaar. Kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as wil van God vanoggend gaan ek vir ons die nagmaal formulier voorhou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Liefdes, kom ons sit daarom net so en dan doen ons 'n gebed saam. So ons Vader, Here, ons dankie dat ons vanoggend weer deel kan wees van hierdie sakrament. Dat ons vanoggend ook saam met gelowiges die nagmaal kan herdenk en ook kan onthou, Here, dat
U seun vir ons gestuur het in genade. Genade wat ons elkeen duur gekoop het, om ons te verlos van sondeskuld. Ons glo, Here, dat U by ons is. Ons glo, Here, dat U ons versorg. Daarom pleit ons ook, Here, dat U ons geloof sal versterk. Voed ons met die ware en hemelse brood en wyn, Christus Jesus, ons hoop en lewe. Verseker ons, Here, deur die Gees, dat ons deel het aan sy lewe, sterwe en opstanding. Was ons, Here, elke dag. Reinig ons en hoor ons skuldgebede aan, Here, wanneer ons sonde ook voor U bely. Here, ons bid dat U ons so sal aanraak, dat ons dankbaar as U kinders sal leef. Stuur ons en maak ons oë en harte oop vir almal in nood. Laat ons na hulle uitreik. Gee aan ons die geloofsoortuiging om Christus met woord en daad te verkondig. Here, ons wil vanoggend weer opnuut ook erken dat U die almagtige God is. Die God van ewigheid tot ewigheid, onveranderlik. Ons dankie, Here, dat U met ons bemoeienis maak op unieke wyse. Mag ons bly om sensitief te kyk en sensitief te luister. Dankie, Here, vir alles wat U reeds vir ons gedoen het. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons is bewus van ons eie sonde en ons het berou daaroor. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Joël 3 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. In daardie tyd sal ek al die nasies bymekaar maak. Dit is die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem sal verander. Dan sal ek die nasies in die Josafat-laagte afbring, en daar sal ek hulle straf, omdat hulle my volk Israel, wat aan my behoort, onder die nasies verstrooi het, en my land vir hulle gevat het. Ek sal hulle straf, omdat hulle loetjies getrek het oor my volk, omdat hulle jong seun gegee het in ruil vir 'n hoer, en jong meisies verkoop het vir wyn om te drink. En julle Tyrus en Sidon, en die hele gebied van die Filistyne, wat is julle vir my? Wil julle op my wreek, vir wat julle aangedoen is? As julle op my wil wreek, sal ek gou optree, en julle dade op julle eie kop laat afkom. Julle het my silwer en my goud gevat, julle het my kosbare skatte in julle tempels gebring. Julle het die mense van Juda en Jerusalem in Griekeland gaan verkoop. Julle het hulle ver weg uit hulle gebied uit weggevat. Maar ek sal hulle laat uitbreek uit daardie plek uit. Die plek waarna toe julle hulle verkoop het. En dan sal ek julle dade op julle eie kop laat afkom. Ek sal julle seuns en dogters verkoop aan die mense van Juda, en hulle sal julle kinders verkoop aan die mense van Skeba, 'n nasie wat ver van hier af is. Die Here het dit gesê, sê vir die nasies, maak julle klaar vir 'n oorlog, roep julle dapper manne op. Al julle soldate moet opruk en nader storm, mag swaarde van julle ploegskare en spiese van julle snoeiskere. Selfs die swakke moet sê, ek is 'n dapper soldaat, maak gou en kom, al julle nasies van die omgewing. Laat hulle bymekaar kom en bring u leermag af daarheen, Here.
Die nasies moet aanstorm en opruk na die Josafat-lage toe, want daar sal ek sit om al die nasies van die omgewing te straf. Hulle sondes is baie, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, die parskuit is vol, die wynskuipe loop oor. Daar is mense en nogmaals mense in die beslissingslaagte, want naby is die dag waarop die Here sal straf in die beslissingslaagte. Die son en die maan sal donker word, die sterre sal nie meer skyn nie. Die Here sal uit Sion brul, hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor, en hemel en aarde sal bewe. Die Here is 'n toevlug vir sy volk, 'n veilige vesting vir die Israeliete. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is. Ek woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem heilig wees. Vreemde nasies sal nie meer daardeur trek nie. Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. En al die slote van Juda sal daar water loop, 'n fontein sal uit die huis van die Here borrel, en die Sittimdal nat lê. Egipte sal van droogte vergaan, Edom sal 'n onbewoonbare woestyn word, want hulle het die mense van Juda wreed behandel en onskuldige bloed vergiet in hulle land. Maar Juda sal sonder ophou bewoon word, en Jerusalem vir altyd. Ek sal my volk se sonde vergewe, die sonde wat ek nog nie vergewe het nie, en ek, die Here, sal op Sion woon. Geliefdes, ons lees net tot sover vanoggend in die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God se onveranderlikheid is 'n vaste baken vir alle tye. God se onveranderlikheid is 'n vaste baken vir alle tye. Geliefdes, onveranderlik beteken eenvoudig, betroubaar, eerlik, standvastig en konsekwent. Geliefdes, dalk in hierdie ewig durende, veranderende wêreld waarbinne ek en jy leef, is dit die een ding waarvan ek en jy seker kan wees. Waarin ek en jy elke dag kan en moet vashou. Dat God met ons is. Dat hy jou en my nooit in die steek sal laat nie. Van ewigheid tot ewigheid met jou en my is. En geliefdes, vanoggend se teks vertel ook vir jou en vir my dat God met ons is. Want regdeur die geskiedenis, regdeur die woord van God wat ons lees, kom God al sy beloftes na. Want hy het met jou en met my, met ons voorvaders, 'n verbond gesluit wat sê, ek sal met jou wees, al die dae van jou lewe. Jy kan op my vertrou. Geliefdes, die teks wat ons vanoggend saam gelees het uit die profeet Joël, is 'n baie kort boek in die Bybel. Soveel sodat u dit dalk vandag of in die week wat voorlê ook kan gaan lees. Die vooraf 2 hoofstukke. Die profetiese boek Joël wat vol metafore en parallelisme en kontraste en vergelykings en prente en portrette is, wat bydra tot die oortuigende boodskap wat dit wil weergee aan die volk Israel, maar ook aan jou en my.
Liefdes, die boek Joël begin met 'n baie verskriklike beskrywing van verlatenheid, van vernietiging, wat teweeggebring is deur 'n klomp swerms van verskillende soorte vernietigende sprinkane, wat verwys na die vyand uit die noorde. Die profeet Joël wat 10 optree in die tyd van Jeremia. Hulle praat min of meer dieselfde tipe taal, die vyand uit die noorde, wat verwys na die bedreiging van die Galdeërs onder Nebukadnesar. Dis die laat 6de eeu. Geliefdes, skilder Joël ook hierdie beeld van die bedreiging van die vyand uit die noorde as 'n vlaag van 4 opeenvolgende sprinkaanpla, sowel as 'n uitmergelende droogte. Die landerye is vernietig, die grond is uitgedor, ja, die graan is vernietig, die druiweoes het verdroog. Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk, die granaat, selfs die palm en die appelboom staan daar in hoofstuk 1. 'n Metafoor wat gebruik word om ook aan te dui wat hierdie vyand van Israel gaan doen. Optrek teen die land en hulle gaan vernietig. En aan die een kant is dit die werklike plaag, die sprinkane, wat die vreeslike eetlus het. Maar sowel is dit die droogte. Die droogte wat ook dreig om alles te vernietig. En dan asof dit nie genoeg is nie, is dit hierdie politieke vyand, soos ons in hoofstuk 2 sien. Hierdie bedreiging uit die noorde. Geliefdes, aan die begin van die boek simboliseer hierdie skadelike insekte 'n alomvattende en meedoenlose aanval op die volk van God. En dan word dit afgesluit met 'n frase wat ek en jy baie goed ken en wat ons al gehoor het telke maal uit die Bybel. Hier word dit 5 keer in die boek Joël gebruik. Die dag van die Here. 'n gebeurtenis waarna die volk kan uitsien. 'n gebeurtenis waarna ek en jy ook kan uitsien. Liefdes, wanneer ons die gedeelte van Joël lees, en eintlik maar die boek lees, dan kom 'n mens agter dat te midde van die feit dat die volk van God gestraf word, te midde van die feit dat alles vernietig word, praat hy nog steeds van my volk, van my vyeboom, van my wingerd. Geliefdes, daarin lê iets ongelooflik opgesluit vir jou en vir my. Midde van die feit dat die volk gestraf word, midde van die feit van die verskriklike omstandighede waarbinne hulle geleef het, selfs ook die omstandighede waarbinne ek en jy leef, praat God steeds van my volk, van my kinders, vir wie ek lief is. Hy identifiseer met sy kinders. Liefdes, daarom is dit soveel meer dringend. In hoofstuk 2 is daar 'n vers wat sê, trek rouklere aan en tree priesters, roep 'n gewyde byeenkoms uit. Laat almal kom. Laat almal roep om hulp tot God. Hierdie verskriklike plaag, hierdie bedreiging uit die noorde, stuur God
om vir sy volk te sê dat hulle weer gaan moet saam staan. Daar gaan weer 'n eendragtigheid, 'n eensgesindheid moet gestig word onder die volk. En God wat hierdie verskillende situasies en omstandighede gebruik om ook sy volk te laat besef dat hulle tot bekering gaan moet kom. Want hy is daar. Hy is daar om hulle te verlos. En geliefdes, tot en met hoofstuk 2 praat Joël van hierdie vernietigende boodskap, van alles wat gaan gebeur en al die sleg wat voorlê. Maar die hoofstuk wat ek en jy saam gelees het, vertel van iets heeltemal anders. Daar kom duidelik 'n wending aan die profeet Joël se uitsprake. Hy vertel dat God in die besonderheid magtige verlossing gaan gee. Kyk, in die dae en in daardie tyd sal ek die lot van Juda en Jerusalem herstel. En dan gebruik hy 'n klomp metafore, oorvloed wyn, volop melk, oorvloed water. Op daardie dag sal die berge drup van sap van die druiwe, en die heuwel sal vloei van die melk, en selfs al die spruite van Juda sal 'n stroom van water hê. Geliefdes, die feit dat hierdie verlossing, hierdie volop wyn, oorvloed melk, volop water, op die berg en op die heuwels en al die spruite van Juda sal ervaar word, dui op die oorvloed en die blywende redding van God se teenwoordigheid. Die Here wat ook vir sy volk kom sê, ek sal herstel bring, want ek is die God wat nooit verander nie. Ek is met julle, elke dag van julle lewe, teenwoordig. Liefdes, wanneer ek en jy na hierdie teks kyk, dan is dit so dat daar 'n klomp dinge is wat dalk vir jou en vir my vreemd kan wees. Ons verstaan nie regtig wat is sprinkaanpla nie. Ja, ons het dit dalk al gesien en ons kan dalk 'n video daarvan kyk hoe 'n sprinkaanplaag deur lande sal trek en ons verstaan dit. Maar ons ken dit nie so goed nie. Aan die ander kant ken ek en jy dalk droogte ook. Maar nie so verskriklik dat daar hongersnood is. Daarom is die teks dalk vir ons nie so maklik om te verstaan wat eintlik hier aan die gang is nie. Dalk moet ons dit 'n bietjie in 'n ander konteks plaas. Soveel dinge wat rondom jou en my gebeur tans. Die politiek wat die mekaar is. Die misdaad wat verskriklik is. Die toekoms van ons land wat nie baie positief lyk nie, maak nie saak hoe optimisties ons nou ook al wil wees nie. Die ekonomie wat druk, mense wat hulle werk verloor. Bedreigings van alle kante af op ons kinders, op hulle toekoms, waar gaan hulle studeer, waar gaan hulle werk kry, wat gaan hulle doen? En geliefdes, wanneer ons onsself in daardie benoudheid in verbeel of in beleef, dan kom hier die boodskap van Joël en spreek tot jou en tot my. Liefdes, wanneer ek hierdie teks lees, dan skep ek nuwe moed. Want daar staan duidelik dat God jou en my lot sal verander. En geliefdes, dit is ook wat ek en jy vier vanoggend as ons die nagmaal herdenk. God wat van die begin af 'n belofte met Abraham gesluit het, 'n verbond. Ek
Ek is met jou. Ek sal vir jou 'n nageslag gee. Ek sal vir jou sorg. Die Israeliete wat uitgesien het ook na hierdie uitkoms. Ons wat kan terugkyk in die geskiedenis en vandag weet, seker wees, dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Dat ons lot reeds verander is. En geliefdes, vanuit hierdie kennis, vanuit hierdie verstaan, kan ek en jy nie anders as om by 'n oomblik van bekering te kom nie. 'n Oomblik waar ons voor God bely en sê, ons is skuldig. Want daar is soveel ander dinge waaraan ons wil vashou en die leer wil klim. Maar ons wat vanoggend laag buig voor die Here in afhanklikheid en dankbaar kom erken dat hy die almagtige, ewigdurende, onveranderlike God is. Wat alhoewel hy straf, steeds genadig is. Hy wat vir sy volk Israel sê, ek sal julle van oral af weer versamel om by mekaar te kom. Hy wat vir jou en vir my kom sê vanoggend, kom vergader rondom my woord. Kom beleef en smaak dat ek goed is. Geliefdes, hierdie verandering het reeds plaasgevind. En nou moet ek en jy onsself afvra, wat staan ons te doen met hierdie boodskap van Joël en ook in die wêreld waar ons die evangelie van God moet gaan getuig. En ek het dalk net vanuit die kerk 'n paar dinge wat ek en jy moet hoor. Die kerk is tans ook in 'n groot benaring. Geliefdes, daar is 'n klomp dinge en 'n klomp bekommernisse oor of gaan die kerk nog voortbestaan en gaan die kerk nog 'n geleentheid hê om die woord te verkondig, gaan die kerk en die mense nog daar wees. Dan moet ek en jy een ding baie mooi hoor. Die kerk se oorlewing hang nie af van die wêreld nie. Dit hang ook nie af van hoe goed ons kan aanpas by omstandighede nie. Geliefdes, die kerk sal oorleef. Altyd. Die kerk sal ook bly floreer. As die kerk by Christus se onwankelbare woord vas staan. Niks minder nie, niks meer nie. Al wat ek en jy, geliefdes, moet onthou, en al wat ons vertroue is op die Here van die kerk. Nie op die kerk van die Here nie, maar op die Here van die kerk. Hy, Jesus Christus, is gister, vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. En daarom roep die Here vir jou en vir my op vanoggend. Om ook wanneer ons die nagmaal gebruik het, wanneer ons dit herdenk het, ook in woord en daad te verkondig in hierdie wêreld. En geliefdes, dan kan ons moed skep, want ons het ook in die geskiedenis van die volk Israel gesien, dat daar wel herstel gekom het. Die volk wat bely het, die volk wat erken het, en die Here wat sê, ek het deurgaans met jou 'n verhouding. Ek wil 'n verhouding met jou hê, want ek is onveranderlik. Ek is die enigste God. Betroubaar, standvastig, eerlik en konsekwent. En jy is myne. Geliefdes, mag ons daarom leer
om aan God vas te hou. Mag ons onthou dat hy standvastig met ons is, 'n veilige vesting, 'n rots. Amen. Geliefdes, sal nou geleentheid gee, sodat u ook jouself gereed kan maak om die nagmaal te kan gebruik. Kom ons sing daarom 'n lied saam, terwyl ons ook die nagmaal voorberei. Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. Liefdes, die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet en doen dit tot sy gedagtenis. Geliefdes, die beker waaruit ons drink, dui op die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus wat vir elkeen van ons gevloei het om ons skoon te was van sonde. Neem, drink en doen dit tot sy gedagtenis. Geliefdes, terwyl ons net so sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.
Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot aan alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.